Bewaringslandbou het Pieter de Jager se boerdery na nuwe hoogtes geneem. Hy boer tussen Albertinia en Riversdal op verskeie plase waar hy die laaste 20 jaar reeds met koring en canola woeker. Die gebied is dalk bekend vir sy pragtige landskappe, maar in hierdie streek is dit uiters moeilik om te boer. Tog boer Pieter suksesvol op meer as 3000 hektaar. Ja, die opbrengste in goeie jare is nie dramaties beter nie, maar in droë jare is die verskil noemenswaardig. Waar hy vroeër totale oesverliese gehad het, het hy nou goeie opbrengste. Die impak van die nuwe manier van boer het nie net Pieter se gesinsplaas verander nie, maar die hele dorp. Pieter! Môre. Dankie, kennis man. So man, dit is mooi oop wêreld die wiele. Ja, dankie. Ja nee, ons goeie reën gehad die laaste tyd en as dit ons goed reën, dan gaan dit goed met 'n boer. Ek kan so dink. Ek sien uit om te hoor wat julle hier aanvang. Sy jy my op plaas gaan wys. Ja, dis reg, klim maar, gaan wys ek jou. Right, dis goed. Pieter de Jager, ek boer al so 20 jaar, het ek hier kom bly op die plaas. Ek kom uit 'n familieboerdery agtergrond uit. Ek het landboubestuur gestudeer, nagraads gedoen ook en toe het ek navorsing gedoen vir my meestersgraad, maar heeltemal in 'n ander veld as grond in plantkunde. En ek dink die feitelik navorsing gedoen het my eintlik getrigger om antwoorde altyd op vrae te soek en altyd te kyk vir nuwe uitdagings. Die Albertinia distrik het deur baie moeilike tye gegaan. In die tyd wat Pieter begin boer het, was die streek gekenmerk deur droogtes, misoeste wat finansiëel baie moeilikheid vir baie boere veroorsaak het. Om die waarheid te sê, Albertinia distrik was beskou as 'n marginale graanboerdery distrik. Soveel so dat graanboerdery drasties afgeskaal is ten gunste van veeboerdery, wat ook nie noodwendig 'n volhoubare boerderypraktyk vir die distrik op daai stadium en selfs nou sou gewees het. Soos Pieter 20 jaar terug al hoe groter met graan kon boer as gevolg van die bewaringsboerderypraktyke wat 40 jaar terug deur Jackie Mann Heidelberg begin is, so kon die Albertina distrik ook voordele uittrek. Pieter, dit is lucerne, hè? Ja, dis maar permanente gewas, dis maar weiningsgewas wat ons maar tussen die graanfase inbring om die grond bietjie te herstel en as die natuurlike toestand en bietjie stikstof en organiese stikstof tot die grond by te voeg. Ek sien 'n paar skapies daar in die verte en die canola daar. Wat boer jy als hiermee? Die spesifieke plaas is bietjie hoër risikogronde wat ons maar 'n groot veefaktor het. Dis waar die losering inkom in die wisselboustelsel wat ons 'n 5 jaar loseringstelsel en dan 'n 3 jaar graanfase het. Waar meer op die ander gronde wat bietjie hoër potensiaal gronde of laer risikogronde is. En daar doen ons 'n continuous cropping stelsel wat ons net moet graan boer en net hierdie somer 'n klein bietjie vee opsit, maar net om die pitte goed op te tel. Ja, ons verhouding is omtrent 20% vee en 80% graan, dis oor die algemeen waarmee ons maar boer. Vroeger jare was dit hoofsaaklik 'n vee area, waar die laaste 10 jaar of so weens die effek van bewaringslandbou, geen bewerking, het dit meer geskuif die fokus na graanboerdery toe. Ek het altyd gehou van die van graanboerdery, maar omdat onze familieboerdery meer vee georiënteerd was, het ek maar gefokus op vee. Maar ek het nog steeds gevoel plantkunde, grondkunde is nog steeds belangrik want jy moet tog weidings produseer vir jou vee. En dis eintlik maar waarvanaf my graanfase eintlik maar gekom het. Pieter, ons staan eintlik op die lappiegrond waar jou oorskakeling na bewaringslandbou begin het, nie reg? Ja, 20 jaar terug het ek plaas toe gekom en hierso kom bly. Ons het maar was meer 'n veeboerdery georiënteerd geweest en tot dit is graanlande en graanboerdery, maar in daardie tyd was die graanbedryf redelik onder druk geweest omdat ons nie meer oeste gemaak het wat gemaak is al die jare nie. En ek het maar begin 'n ondersoek instel en kyk hoe kan mens dit verbeter en wat kan ons weer doen om die graanbedryf aan die gang te kry. En dis nie 'n skielike omskakeling nie. Dis maar 'n lang proses en jy moet dit goed maar in 'n stelsel kry. So dit is maar waar dit begin het. Mense is nogal self bietjie skepties geweest ook omdat dit mos nou heeltemal 'n nuwe konsep en heeltemal 'n nuwe prinsip
is ek meen die ander 95% boere rondom jou doen dit nie. Hoekom sal jy dit nou doen? Maar volgens my die ander 95% boere se stelsels het in elk geval nie gewerk nie. So jy het niks om te verloor gehad nie. Jy het seker baie teenkanting gekry? Ja, ek sê nie noodwendig sê teenkanting nie, maar dis vir myself was dit ook maar vreemd geweest. Ek het maar baie vrae gekry en gevra hoekom en dis maar 'n onbekende. Gelukkig was dit net toe ek plaas toe gekom het, so ek kan dit uit die staanspoor uit kon ek dit begin. Ek was nie reeds in 'n ander stelsel dat ek alles moes verander het nie. So ek sê ons was nie groot graanboere gewees nie. Ons masjinerie was maar in elk geval primitief en so dit was eintlik die guldige geleentheid om dit omskakel en van niets af reg te begin doen. Ja. Die ouer generasie boere nie noodwendig van verandering gehou nie, so dat is meer by die nuwe generasie begin. Gelukkig my pa was lenient wat dit aanbetref om my geleentheid te bied om nuwe goeders te probeer en ja, die eerste keer toe ons eintlik 'n kontrakteur gebruik net om te sien hoe dit werk, toe die planter in die land inkom en hy skars die eerste draai om toe kon ek sien nee, hy het ook 'n smile op sy gesig. Hy kan sien dat dit gaan werk. Dit is nou 20 jaar later, né? Wat is die resultate wat jy nou gesien het deur bewaringslandboupraktyke te implementeer? Dit verskil maar na jaar tot jaar ook nou vir jaar spesifiek het ons nou 'n goeie reënvaljare sover. Die verskil gaan vir jaar nou seker minder wees as laas jaar waar ons nou sê die helfte minder reën gehad het. Dis maar veral in 'n droë jaar wat jy die resultate sien. Ek meen die grond se voghou vermoë is beter, jou erosie is minder. 20 jaar terug het ons die hele plaas kontoure opgesit, laat die grond nie moet spoel en so nie. Ons het al reeds begin om van die kontoure weg te vat omdat jy nie meer erosie op die gronde kry nie en daar's meer stoppelbedekking en jou grondgesondheid en goed is net beter. Jy haal regtig van jou risikofaktor uit omdat jy nou in jou droë jare die voghou vermoë van die grond beter is. Ja. Jy sien nie dag na dag verandering nie, omdat dit 'n stelsel is wat jy eers moet kom, maar dis lekker, dis eintlik die satisfaksie van die hele ding om te sien jy die stelsel begin aanpak en jy kry resultate en jy kyk nooit weer terug nie. Pieter, ek dink ek het nou so 'n idee van jou veevertakking, maar gaan wys my jou continuous cropping. Is reg, Okay, kom ons gaan. Bewaringsboerdery en verminderde bewerkingspraktyke het vir boere soos Pieter en boere van die distrik die geleentheid gegee om meer op graanproduksie te fokus, wat vandag 'n baie volhoubare praktyk is en ek dink ook met reg 'n baie winsgewende praktyk is vir die distrik. Soos Pieter se graanboerdery oor tyd toegeneem het, het graanproduksie in die streek ook toegeneem en kan die streek deesdae as 'n baie suksesvolle en stabiele graanproduserende streek beskou word. Selfs voor ek plaas toe gekom het ek maar soos wat die boere maar met mekaar praat, het ek al gesê nee, dis nie betalend om graan te produseer nie. Maar tog het ek geweet altyd daar is altyd 'n klomp graan in ons distrik geproduseer. En ek het agtergekom dit is aan die afneem, maar ek het ook maar nie geweet hoekom of dit maar net oor die ekonomie is oor waaroor dit is die boere het maar net gesê dit reën nie meer soos wat dit gereën het nie. Toe dink ek tog maar daar moet 'n oplossing wees. Dit kan mos nie laat dit of waar gaan die draaipunt wees, waar gaan dit stop? Toe het ek maar self ondersoek ingestel en tot die slot gekom dat dit is maar oor al die jare se bewerking en verkeerde bewerkingsmetodes wat die grond se struktuur maar so benadeel het, erosie wat plaasgevind het oor die jare en oor hoë energiekoste of brandstofkoste omdat daar so baie bewerk was en so. Mense gaan kyk na goed hoe om jou koste meer effektief te doen en 'n meer volhoubare stelsel te probeer kry wat winsgewend is. Pieter, ons het nou deur jou plaas gery en dis verskriklik mooi. Maar as ek nou hier so staan, dit is jou graanland, hè, en dit is waar jy continuous cropping implementeer, reg? Ja, hierdie kampe is die laaste 20 jaar nog nooit bewerk nie. Ons het nie 'n veefaktor hier op nie. Hulle kom net gedeeltelik in die somer net om die laaste pypies wat die stroper miskien gemors het, tel hulle op. Maar ons maar 'n wisselboustelsel hier met koring en canola en partykeer bring ons 'n bietjie gars in. Dis hoekom jy kan sien die canola stoppel staan hier tussen die koring ook. Die rede hoekom ons dit maar doen is vir die wisselwerking tussen mekaar. Hulle kry glad nie dieselfde siektes nie. So jy breek basies die siektesiklus omdat die een 'n breeblaar gewas is en die ander 'n gras is. Wat vir my verskriklik besonder is oor jou storie is dat
jy 'n vierde generasie boer is en jou voorouers was maar almal veeboere. Wat was die redes dan nou wat vir jou belangrik was om daai skuif te maak van veeboerdery na graanboerdery? Ja, my voorouers het nie graanlande gehad nie, is meer weiveldlande, meer fynbos geboer. My pa het maar ons eerste graanlande aangekoop, so ons het maar klein begin met dit. Die rede hoekom ons nie groot in die graanbedryf was nie, is omdat dit net te veel risiko ingehou op daai stadium. Hier in die vroeg 2000s, almal het minder geplant en goed, want dit was net nie ekonomies gewees meer nie. Die toestand van die grond, met al die bewerkings wat daar vooraf altyd plaasgevind het, is die grondstruktuur maar bietjie vernietig. Maar omdat ons bietjie meer grond in die hande gekry het waar ons graan kan opproduseer, het mens maar uitkomste gesoek eintlik om dit beter te maak en die uitdagings te kan vaar en gekyk hoe kan mens dit verder vat. En dis maar wat my laat ondersoek instel het in die geen bewerking kant in. Toe ek hier op die plaas kom, het ek eers maar seker gemaak dat die veeboerdery sy kant bring, dat jy dan 'n vertrekpunt het iewerste. En die graanafdeling het sê maar eers na 'n jaar of 2 het ek besluit om dit bietjie uit te brei, want jy kan ook maar nie net met vee boer, jy moet tog weidingsplant vir hulle en jy moet die grond bewerk, jy moet die grond chemie balanseer en so aan. Maar om dit te doen, ja, daarmee tesame het die graan maar gekom en ja, daarvan is maar dit uitgebrei. Met 'n nuwe manier van boer is dit mos nou ook nie maklik en daar kom natuurlik uitdagings gepaard met dit. En jy het natuurlik groot uitdagings in die gesig gestaar nie. Ja, in die eerste plek was dit 'n nuwe konsep gewees. Daar's nie 'n handleiding wat jy kon gaan lees het om jou te sê dis wat jy moet doen en dis wat jy nie moet doen nie. Jy moes daai goed maar redelik maar vir jouself uitfigure en maar by ander boere gaan aanklop ook wat begin het daarmee en jy moes maar die paadjie stap en maar al die probleme maar oorkom of hanteer soos wat dit opdaag. Mens kan nie sê 20 jaar terug se boere is nie goeie boere gewees nie. Hulle het ook maar gedoen met dit wat tot hulle beskikking was. As ek daai tyd geboer het, sou ek 10 teenoor 1 miskien dieselfde gedoen het as hulle. Ek dink net die tegnologie en goed het gemaak en kennis en die feit dat ons met ander dele van die wêreld kan kennis uitruil en data uitruil en dat daar meer navorsing gedoen is en meer waarneming goed is. Ek dink dit het gemaak dat ons so vinnige sprong kon maak in die presisieboerdery en selfs in die geenbewerking. As jy dan nou vandag terugkyk, was dit die moeite werd vir jou? Definitief. Daar is maar uitdagings in die begin gewees, veral soos ek sê buiten dat dit 'n nuwe konsep is. Jy moes maar aanpas soos wat jy ontwikkel. Jy kry ook nie die eerste jaar jou resultate wat jy kry nie. Dis 'n stelsel waarin jy moet kom, 'n langtermynstelsel, 'n wisselboustelsel waar jou grondchemie en alles in balans moet kom eers. Ek sal sê dat ons in die goeie jare soveel beter opbrengs afhaal juis oor die geenbewerkingsstelsel, maar juis in jou swakker jare omdat jy nou vog bewaar. Deur die somer, jou voedingsstowwe is meer beskikbaar, jou gemiddelde opbrengs is daar nie so groot wisseling in deur die jare nie. So the benefits to nature of conservation agriculture are covered in research already. There's a significant improvement in soil health, and really at the core of this is soil. That's what this is all really about. Farmers have got some of that stability back, the water retention in their soil with the organic matter from the conservation agriculture practices. And really, yeah, is that we need a new generation now of people to take us to the next level of this. From my view, I see energy as being the thing. Omdat geenbewerking baie presies is, dit moet reg gedoen word. Dit is 'n stelsel wat jy presies volgens moet byhou. Dit het gemaak dat mense eintlik bietjie na ander oë kyk na jou grond en die een doel van geenbewerking is om jou grond, gesondheid, jou voedingsstatus, al daai goed op te hef. En dit het uit die aard gemaak dat mense meer kyk na presisieboerdery ook. Going forward, it's going to be how do we get the economics right? The cost price squeeze that agriculture all over the world faces, where your inputs increase faster than the cost of your products that you sell increases. The only way we can escape that is work out how we get less external energy, which costs us lots of money, onto our farms in order to produce the things we do. Ek dink die toekoms van die distrik is gesetel in omarming van die stelsel wat reeds bewese is en natuurlik om daarop te bou. Soos in enige ander streek en in enige ander praktyk is dit nie volmaak nie, is dit nie 100% 'n finale produk nie, maar soos Pieter ook doen met die fokus op presisie en die fokus op tegnologie en die fokus op vernuwing en ontwikkeling. En so sal boere van hierdie streek
ook op die bestaande praktyke kan bou en waarskynlik nog groter sukses behaal. Ek het eintlik al 'n jaar of wat voor ek begin het met die geenbewerking gaan kyk na presisieboerdery en van nuwe tegnologie te begin gebruik maak. Dit het ook so gegroei dat ons nou al baie meer van ons goed op 'n presisieboerdery-stelsel doen en al hoe meer data insamel om die goed te kombineer om meer effektief voedingsstowwe en goed toe te dien en ook om jou masjinerie meer produktief te kan gebruik. Ja, ek is baie gefokus op tegnologie. Dit is verskriklik duur om te begin daarmee en die tegnologie verander vinnig, maar jy kan nie sonder dit nie. Sjoe, Pieter, jy is definitief groot op tegnologie. Hier staan 'n trekker met 2 strooiers. Ek het nog nooit 'n trekker gesien met 2 strooiers nie. Wat is die rede vir dit? Ja, Duncan, ons grond in ons area is glad nie homogeen nie. Die struktuurverskil, die samestelling van die grondchemie, die diepte van die grond, omdat ons drastiese verskille het, probeer ons maar aanpas. Dit dra deel tot ons volhoubaarheid. Die feit dat jy probeer om verskillende chemie toe te dien net daar waar dit nodig is. So byvoorbeeld soos die trekker met 2 strooiers kan jy gelyktydig jou stikstof toedien en jy kan jou kalium toedien veranderlik net daar waar dit nodig is. Ons probeer letterlik elke 10 meter by 10 meter op die grond anders bestuur om jou grond meer homogeen te kry en dan nou so meer effektief te kan wees. Dis verskriklik presies, né? Ja. Tegnologie gaan nie noodwendig oor nuwe kunsmis of nuwe molekules vir chemie ontwikkel nie. In die geenbewerking aspek gaan dit vir my meer oor die applikasie van kunsmis of van chemie of om stroperdata te vat en dit te verwerk. Jy kan nie skat of 'n gut feeling gebruik in boerdery, dit is nie meer genoeg nie. Jy meet die goed, om te meet is om te weet. So jy gee daar waar dit moet kry en daar waar dit nodig is, daai geld spaar jy. Tegnologie is duur. Hoe het jy dit moontlik gevind om daai ommeswaai te doen van kampboerdery na presisieboerdery? Heel in die begin, eintlik nog voor ek 'n planter gehad het, het ek al in 2005 kalk veranderlik toegedien. Toe het ek nog nie al die tegnologie gehad nie. Ons het maar fisies het ek maar op die oog kanne uitgepak en my kalk volgens dit gestrooi, volgens die zones en so. Maar ek meen elke jaar het die tegnologie maar evolve en dis ook maar 'n onbekende vir ons gewees. Jy moes dit maar aanleer en as ek kyk nou waar ons nou is, daar's so baie om op te noem. Ek meen jy kan nie sonder dit nie. Dit wat 10 jaar terug ver vooruit geklink het, was net 5 jaar daarna die benchmark gewees. Mens kan net wonder oor hoe gaan dit in die volgende 5 jaar wees. Op broadacre farming, soos hulle sê, om klomp hektare dit te doen, jy het masjiene nodig en jy het die tegnologie nodig. Jy gaan nie daar verbykom nie. Daar vat die masjinerie of tegnologie vat baie van jou eie inspanning weg daar om dit vir jou meer akkuraat te doen as wat die menslike oog dit kan doen. As ek mooi na jou luister, klink dit vir my asof tegnologie en bewaringslandbou dit eintlik maar vir jou moontlik gemaak het om met die natuur te boer en nie teen die natuur nie. Ja, waar jy vroeër jare kamp vir kamp bestuur jy dit nou volgens wat die behoefte van die grond is, dat jy meer in ekwilibrium met die natuur kan kom. Bewaringslandbou is ook om in balans met die natuur te boer. Dis juist hoekom ons die presisie gedeelte toepas, laat dit wat jy die grond uithaal, laat jy dit weer terugsit. Jy moet in harmonie met die natuur boer om die natuur ook gelukkig te hou, dan sal sy na jou kyk ook. Soil is a crucial part of the planet, and we only really think of it in terms of food production. But it's not just about our food, it's about our air. We get clean air, it's all cycled through plants and soil. We get clean water, it's all cycled through plants and soil. We get carbon sequestration, we get a stable climate. All of this happens to be regulated through soil. And the thing about soil is that we as humans get to touch it with our hands. We get to build buildings on top of it, we get to make wheat fields out of it, we get to graze animals on it. We do all of these things that have an incredible impact on the underlying soil and its function. And so in our future food production, we have to take the function of soil into account because none of us can be here without soil. Ek dink 'n mens kan die sukses van die praktyke in die streek sien deur die sukses van die boere, die waarde van landbougrond, die dorp waar binne die infrastrukture wat rondom landbou gevestig is, al hoe groter en al hoe sterker word. En natuurlik nuwe mense na die dorp toe trek, die ontvolking van die platteland teenwerk en al die voordele wat daarmee gepaard gaan. Pieter, dis vir my duidelik dat bewaringslandbou 'n groot impak op jou plaas gehad het. Maar hoe sou jy sê, hoe het dit landbou in die streek verander? Ek dink met werkskepping was daar 'n redelike effek. Die feit dat daar heelwat meer graan geproduseer word as
vroeër, so die industrie het redelik baat gevind daarbey. Dis maar moeilik vir Jan publiek om te verstaan waarmee julle hier besig is. Maar wat is die impak van bewaringslandbou op die samelewing? Vir die man in die straat probeer jy die beste produk voorsit wat hy kan gebruik. Maar ek dink die feit dat mens met bewaring en dat mens met 'n volhoubare stelsel besig is om die grond en die hulpbronne te bewaar vir die nageslag in die eerste plek, en tweedens omdat mens baie minder energie, baie minder brandstof gebruik en minder aan besoedeling blootgestel is en goed met meer presisie kan doen. Ek dink dis maar die groot voordeel. Volgens my is daar geen alternatief vir bewaringslandbou en presisieboerdery nie. Dit is klaar 'n groter prentjie bewaringslandbou, maar die groter prentjie bo dit is eintlik volhoubare landbou. Grondgesondheid of goeie grond wat jy nalaat vir die nageslag is amper soos 'n erfborsie. Pieter, jy het 20 jaar gelede hier begin met bewaringslandbou. Hoe lyk die volgende 20 jaar vir jou? Dis evolving die hele tyd. Elke jaar is daar uitdagings en jy oorkom dit soos wat dit kom. So is moeilik om 'n prentjie te skep, maar elke jaar probeer jy beter raak en meer effektief, meer produktief raak om die stelsel volhoubaar te hou. Ek dink mense sal maar nog net kyk om die stelsel meer effektief en produktief te kan maak, om jou koolstofvoetspoor so laag as moontlik te hou, om miskien meer organies te boer, om nog minder fossiel brandstof te kan gebruik, nog minder chemie te gaan gebruik. Jy moet in harmonie met die natuur boer, anders gaan sy vir jou afskop. As jy stil staan op Pieter se plaas, is dit duidelik dat die boer redelik tegnologies gemotiveerd is. Met bewaringslandbou is dit vir hom moontlik om saam met die natuur te boer en nie teen dit nie. Pieter weet in sy binneste dat landbou van tegnologie afhanklik is. Dit bring 'n stabiliserende effek en voorkom groot oesverliese. En al is daar uitdagings, kyk Pieter vorentoe en het groot planne vir die volgende 20 jaar.